Beste kykers, dankie dat u weer inskakel en saam kyk na ons program met die titel Godsdienst en Koerante, waar ons kyk wat se verskillende godsdienstige onderwerpe in die koerante bespreek word en wat aangaan in die koerantwese as sulks. Ons saai uit die vanuit die Kaap op die TV-stasie Homebase TV wat 24 uur elke dag uitsaai. Jy kan dit kry deur middel van streaming of 'n decoder of verskillende maniere. As jy my wil uitvind, kontak my maar. Hier so by ons het ons nou weer eens vir Regard Stanner. Dag sê oom. Welkom Regard, ek is bly jy is op en aan die gang hierso, dat ons kan saam praat hierso. Ja, nee. Waar begin ons vandag oom? Jong, dit is nogal interessant, jy weet, en hierdie berig nou bevestig net die wenslikheid om verskillende koerante te hê. Want verskillende koerante beklemtoon verskillende dinge, verskillende invalshoeke. Hier is nou 'n Engelse koerant en hy lewer kommentaar op die Afrikaanse koerantwese op Media 24. Media 24 is deel van Naspers en hulle gee groot verslae van jaarlikse verslae, né? Maar 'n mens besef nie altyd die implikasies daarvan en hierdie berig in die Engelse Business Day hierso, dit sê so interessant, kyk daarbo. Business Day, every story is your business. Interessant. En nou rechts so sê het hy berig by die titel daar, Media 24 loss widens despite huge job cuts. Baie interessant, ons moes bespreek hier so 'n jaar of 2 gelede, hoe dat hulle koerante toegemaak het, die beeld is toegemaak, Volksblad is toegemaak, rapport is verander na elektronies, jy kry daar berigte en sovoorts, en hier so sê hulle nou, kom ons lees hier so. Dit sê Media 24, one of South Africa's largest news publishers, continue to bleed money, reporting a 60% widening in losses in the last financial year. So hulle plan het nie gewerk, joh. Hulle plan het nie gewerk, hulle ook al beplan het nie gewerk, hulle maak nou nog baie meer verliese as voorheen, vir gedrukte koerante gehad het. This result gives a picture of the publisher's first full year performance following a huge round of job cuts in 2024, the 2025 financial year. It also underscores the immense pressure being felt by South Africa's established news publishers. The Naspers unit, which operates primarily under the News 24 and Netwerk 24 brands, said it restructured, moving from a print to a digital first business, leading to a decline in legacy revenue and investment costs in upgrading technology. Maar hulle tegnologie is maar 'n bietjie pover om. Ek weet nie hoeveel geld hulle spandeer het op dit nie. Nou ja. Huh? Ja, wel, soos hy sê, dit het nie gewerk nie. Dan gaan hy en sê, as part of the effort, the group announced a strategic shift that put 400 jobs at risk as it sought to close the print editions of 5 newspapers, transitioning 3 of them into digital-only brands. Dan sê, in the 12 months to end March, News 24 and Netwerk 24 saw a 4.4% rise in paywall subscribers to 221,000. The company has not disclosed how many paying customers it would need to be sustainable. Soos daar's 'n bietjie meer 4,5% meer kykers, elektroniese kykers, wat die elektroniese koerant lees, wat maar baie min is. Dit is daai 200, wat is 221,000, dis maar min oom. Ja. As jy vat hoeveel mense hulle koerante gekoop het, reg oor die land. Ja. Daai is maar baie min. Dit is relatief min. Sure. Revenue for the full year fell 28% to $102 million. The adjusted loss before interest and tax position came in at $16 million from a loss of $10 million in the prior year. In local currency, revenue fell 27%. Sure. Dus baie verliese. Dan van 'n ander son sê, Media 24 says it generates $6.5 million
average daily page views across its digital platforms, down from 9.7 million in the prior year. Soos die mense wat elke dag kyk, het ook baie geval. Miskien het die mense net ander koerante gaan kry om. Miskien lees almal nou Engelse koerante. Of hulle lees die papier en ander koerante wat altyd 'n alternatief is tot die Volksblad en die koerante wat nie meer daar is nie. Skokkend, baie interessant. Dit is nie een van Naspers self hoor. Het sê so Naspers spends 1.64 billion rand on AI as global shift accelerates. Naspers, wat soveel baie 1.6 biljoen rand spandeer. It says so Naspers spent more than $100 million investing in AI across its operations in the year to end March. En dan sê dit iets wat vir my interessant was. Ja. The OLX classified unit alone has spent more than $200 million on AI since 2018. Nou daai is vir my bietjie problematies, want AI toe nog nie bestaan nie oom. 2018, dit is nou wat 8 jaar gelede en dit het nog nie bestaan daai tyd nie. Die koerant behoort te weet. Ja, so Die verslaggewer. Ons weet AI het eers tot 2023 begin. Nou voor dit natuurlik het dit bestaan in 'n sekere mate want hulle het mos nou daar tot daartoe gewerk. Al ek dink gesien Google en ChatGPT en daai tipe ding. ChatGPT het nog nie bestaan daai tyd nie. So AI het nog nie daai tyd bestaan soos wat ons AI ken vandag. Die kunsmatige intelligensie het nog nie op daai tyd bestaan nie. So daar is automations en goeders wat bestaan in daai tyd al, maar nie artificial intelligence nie. Ja. So ek weet nie presies wat daai beteken nie. Dan sê dit Naspers boss Fabricio Bloisi is working to shift the group from being an e-commerce giant to a global class AI company. At its core, the shift has seen the group going from tech investor to e-commerce operator to AI platform. Nou, ek weet nie as dit vir hulle goed gaan wees of sleg gaan wees nie, want die probleem is, as jy kyk na Facebook, so jy klomp verskillende AI besighede in die wêreld. So jy het Anthropic, wat Claude en daai tipe van models het, wat AI is, en dan die OpenAI, wat ChatGPT is. En dan het jy Gemini, wat Google se AI is. Nou, Claude en OpenAI en Gemini se die kwaliteit terugvoer of dit wat jy uit dit uitkry is baie hoog. Nou Facebook wat mos nou Meta is, het ook hulle eie AI models en goeders wat nou Meta AI is, maar dit doen nie baie goed nie. So hulle spandeer geweldig baie geld wat hulle nou invest in weet hierdie groot, hulle noem dit farms, nee, data farms wat hulle opsit. Maar sover hulle dit nie goed, mense gebruik nie hulle AI nie, want dit wat jy uitkry is baie sleg. So jy vra vir 'n vraag, maar die antwoord wat jy terugkry is nie baie goed nie. So mense gebruik eerder Google se AI of ChatGPT of Claude of wat ook al, want dit wat jy terugkry is baie goed. So nou dat dit sê dat hulle wil nou self 'n AI company word, ek weet nie as dit gaan realiseer en as hulle besef hoe moeilik dit eintlik is om dit ordentlik te doen nie. Ek kan jy indruk dat hulle missie half verloor, want nasionale pers, nee, Ja. dit is koerantwese, Media 24, en was veral vir die Afrikaner koerantwese in Afrikaans gewees daarso. En nou is baie min oor, daar is nog die Burger, die koerant is, die een koerant wat daarso nog oor is, maar en nou maak nog meer verlies as voorheen, soos nou gaan hulle oor na totale AI company. Goed, dis okay, belend 10 cents, en kry geld, maak dit voort, maar moenie jou hoofmissie verloor nie. Ja. Baie tragies daar. Om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, iets wat my nogal hierso getref het, en dit wys weer eens die verskil tussen 'n gedrukte koerant en 'n elektroniese koerant. En hierdie kom weer eens uit Sunday Times uit 'n gedrukte Engelse koerant. En hierso is nou 'n prentjie wat dit sê, when the sky becomes the artist. Baie interessant. Wanneer die hemelruim nou die kunstenaar word daar, né? Nou dit is op print, en kyk, hierdie tipe prente kry jy nou nie op die elektroniese media koerante nie. Kyk, 'n pragtige prent van die wolke.
en die ander is kleintjies wat mense nou nie so mooi kan sien van die see en sonsondergange. En die punt wat hier probeer maak is hoe geweldige kunstige prent die natuur is, die wolke, die see, alles. Nou sê hulle hierso. Ek sê altyd vir my dogtertjie as so ry, as dit in die aand is of in die oggend vroeg, en jy sien die son opkom, en is die mooiste in die wolke en alles, dan sê ek vir haar, Jesus het vir ons dit geskilder. Ja. Ne? En nou begin sy dit self al te sê, kyk wat het Jesus vanoggend geskilder, verstaan? So, want dis elke dag is 'n kunswerk van ons Skepper, maar dis elke dag is anderste. Dis nooit dieselfde nie. Ja. Jy weet, jy kan elke dag 'n foto neem van die sonsondergang of die opkoms, en elke keer gaan dit anders te lyk. En dit is 'n kunststuk van ons Skepper. Ja. Nou sê hulle so, when all else fails, talk about the weather. And photography too. Like death and taxes, it's something we can all relate to. It belongs to everyone. Arrives uninvited and won't perform on command. When we had more imagination, we thought we could discern God in the weather. Briefly revealed in lightning and brimstone, or with delicate halos rimming the sun. The trick, of course, is to be there to capture the show. That's the challenge behind the Royal Meteorological Society's Weather Photographer of the Year 2026, which has opened entries for photographers around the world. Now, in its second decade, the free-to-enter competition has grown into one of the world's most respected showcases of weather photography, celebrating images that capture not only the beauty of the atmosphere, but also its increasing unpredictability in a changing climate. En nou sê hulle, the 2026 competition includes 4 categories. The overall Weather Photographer of the Year, which carries a R32,000 prize. Mobile Weather Photographer of the Year for images captured on a smartphone or tablet. Kan jy dit glo? So jy hoef nou nie net al die geweldige dierkameras te hê nie, want ek het 'n kamera, ek gebruik hom nooit meer nie, ek gebruik my selfoon, dis heel okay vir my, né? Dan, the Climate Award, and then the popular public favourite decided by global public vote. Nou, einde af en sê, the competition may ultimately be about photography, but its real subject is wonder. In verwondering staan vir die skepping, vir die natuur, né? Sure. These talented image makers don't look at the weather as just tomorrow's forecast. They see it as Earth's greatest performance, staged daily above our heads, with no two shows ever the same. Is dit nie mooi gestel nie, né? Baie mooi. Absolute pragtig van die skepping daar. Hier is nou 'n interessante een. Ja. Sê, hitte laat busbestuurder sien. Wat? Hitte laat busbestuurder sien. Ja. Ek het Jesus gesien, het 'n busbestuurder in Veldbrand, Wes-Duitsland skielik geroep en al die busgeld aan sy passasiers uitgedeel. Hulle was seker dankbaar oom. Hy het Jesus gesien. Hy het Jesus gesien. Ja. Die bestuurder is na 'n hospitaal gebring. Die hittegolf wat Europa tans tuister, het hom waarskynlik aangetas. Ai. So hy het so warm gekry oom dat hy het gedink het vir Jesus gesien, toe gee al die geld uit. Ai. Ja. Maar hierdie is nou 50 jaar terug oom. 50 jaar terug. En Dit mos nou ook warm daar. dit sal amper gedink het, dit is iets wat vandag gebeur het, want hulle is mos nou ook deur 'n hittegolf Ek getref sien daai op kant. die TV's, die mense loop daar so onder spuite en koel te kry en Hulle het gesê daar's mense dood, daar's mense hospitaal toe, dit is nogals baie ernstig. My wêreld, né? Ai. Nou om te oorgegaan na 'n ander onderwerp hierso, wat vir my nogal 'n bietjie gefascineer het. Dit sê so blou vlag. Nou ek is gewoond aan 'n wit vlag huis, ek is nie gewoond aan 'n blou vlag altyd huis nie. Blou vlag, en ek wonder wat beteken die blou vlag, né? Anton sê op 80, welkom aan Klein Klits. Spreek woordelik, wat is 'n klein klits? Klits is mos daai gras oom. Wat het mos die Klitsgras. Die klitsgras en dan steek dit mos nou oral in, daai stukkies
Ek wonder hoeveel van die kinders in die stede weet wat klitsgras, hulle ken dit nie, né? Ons het baie van dit gehad in die Vrystaat. Ja, nee, ek ken dit daar, so klein klits. Ek het geopkyk hier so op die gegoogel, en daar's verskillende betekenisse. Klitsgras is een klein klits ensovoorts. Maar nou ja, nou sê dit hier so, op 80 word Anton Goosen pa. En hy is 'n blou vlag vir sy seentjie. Pa of oupa? Nee, pa. Pa? Ja, Op 80? op 80, ja. Sjoe. Ja, nou ja. Die Suid-Afrikaanse musieklegende het op die nuus op sosiale media gedeel dat hy pa geword het. Goosen het gisteroggend op Facebook 'n foto geplaas waarin hy 'n blou vlag hys om die geboorte van sy seentjie aan te kondig. 1 week gelede welkom Anton John in hakies klein klits, skryf die liedjieboer by die foto. Dan gaan hy aan verder en sê, Estie, 'n onderwyseres van Gansbaai en Goosen het ook onthul dat hulle seentjie liefdevol klein klits noem. 'n bynaam wat nou in sy Facebook plaaslik verskyn het, toe hy die babas Anton John klein klits aan die wêreld voorgestel het. Dan gaan die klein klits gaan sê, kan hom klou, soos klitsglas, né? Ai. Nee, toe ek hierdie nou lees, jy weet, het jy so indruk op my gemaak, ek vat dit toe nou gaan wys as my vrou. O my jene. En ek vra, wat dink sy hiervan? Wat sê sy toe? Jong, sy het my skeef aangekyk en sê, sy wil niks weet nie. Sy wil niks weet nie, ek moet nie weer pa word nie. Ek bedoel, as Anton Goosen kan pa word, hoekom kan ek nie pa word nie? Enigiets is moontlik. Kyk na Abraham en Sarah, né? Miskien as ons oor 'n jaar kom, dan het ek ook 'n klein klits. Maar my vrou het nou vasgesteek, dat ek weet nie, ek het 'n baie koppige vrou. As sy se ding besluit het, dan hou sy daarby soos, ek is daar veel op en daar se voete nou onder. Anton en Estie Goosen is al 18 jaar saam daar. Sjoe. Nou, hy het seker 'n jong vrou getrou daar. Nou, hierso, Ja? het oom al gehoor van die Guptas? Hoeveel keer al? Nou, dit is nou 'n lekker berig. Dit gaan nou oor die Guptas. Ja? Dit sê streng optrede moet volg na die Gupta reunie. 'n Gupta reunie. Ja, nou, kom ons kyk wat sê dit hierso. Dit sê Anil Suklal, Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, moet nou teruggeroep word om te verduidelik waarom hy in Indië skouers geskuur het met oud-president Jacob Zuma, leier van die MKP, dit is mos nou die nuwe party wat hulle gestig het, en die voortvlugtige staatskaper, Aja Gupta. Nou ons weet nou so 'n paar jaar terug, was ons hele gedoente gewees met die Guptas. Staatskaping. En hy het ons uit die land uit gevlug. Ja. Maar Is ons swak bestuur en swak polisie en swak administrasie en swak regering dat die land ontvlug het, ons van biljoene rande gestroop het en toe maar net verdwyn het. Maar nou Jacob teruggegaan na hulle toe, Ja, en hy het met hulle gaan lekker gekuier, lyk dit my. Het sê Ronald Lamola, minister van internasionale betrekking, moet persoonlik verantwoordelikheid neem vir die ondersoek en die Suid-Afrikaanse publiek inlig oor die stappe wat gedoen gaan word na die feestelike reunie. Suklal is nie 'n liggewige diplomaat nie. As voormalige akademikus, adjunkt direkteur-generaal by buitelandse sake en voorheen ambassadeur in verskeie lande, moes hy van beter geweet het. Eerstens is dit 'n blaatante minagting van die Sonderkommissie van ondersoek na staatskaping en gewone Suid-Afrikaners wat steeds worstel met die gevolge van staatskaping, insluitend 'n nasionale skuldkrisis en 'n gehawende infrastruktuur. Ja, dit is eintlik baie erg, nee. dit is Jy weet die hoeveelheid geld wat net weg is en verdwyn het, en dit is belastinggeld, Ja, en nou wil hulle net voortgaan asof niks gebeur het nie. ja. Die Gupta-broers het sentraal gestaan in die staatskaping tydens die bewindsjare van Zuma. 'n Uitleweringsproses is nog steeds aan die gang, maar Suklal het dit gerade geag om saam met Zuma en Gupta af te sit na 'n tempel om glo te bid en seën te vra vir die munisipale verkiesing. Om te bid, Zuma gaan nou dan daar te bid. Lyk my so, in 'n By 'n tempel. afgode tempel, waar hulle afgode aan bid. Het sê dit spreek boekdele dat Fikile Mbala, sekretaris-generaal van die ANC, Zuma se ontmoeting met Gupta in India op sosiale media veroordeel het, waar Chip stil was oor Suklal.
In plaas daarvan om 'n lekker partytjie te hou met voorvlugtende misdadigers, moet Jacob Zuma die regering inlig waar hierdie mense is wat byna die staat laat ineenstort en gekaap het Mambulula gesê. Inderdaad, maar selfde geld mos vir Suklal. Die ANC-geleide regering het 'n enorme probleem in onverantwoordbare amptenare wat doen nes hulle goeddink, in steede daarvan om landsbelang te verteenwoordig. Vroeër vanjaar is regstreekse bevel van president Cyril Ramaphosa dat Iran nie aan 'n vlootoefening hier mag kon deelneem het nie, soos 'n stopstraat geïgnoreer. Niemand is nog verantwoordbaar gehou nie. Indien Lamula en president Cyril Ramaphosa nie dapper genoeg is om Suklal dadelik op die eerste vliegtuig terug Pretoria te stuur nie, stuur hulle duidelike boodskap aan die wêreld en aan Suid-Afrikaanse kiesers. Die retoriek oor die uitroei van korrupsie niks meer as leë woorde is nie. Ja, Hier is baie goed geskryf. maar daardie snik is 'n redaksionele stuk. Ja. Die redaksie geskrywe daar. Ja. Ek sien so ja. Maar dit is baie goed geskryf en is baie belangrik want hierdie is dinge wat aangespreek moet word. Absoluut. Nou weer eens het ek hier so nou 'n berig en dit maak weer die punt laat verskillende koerante het verskillende invalshoeke. Hulle daar so terloops verwys na, hy gaan na 'n tempel om te bid, so 'n sinnetjie daar. Maar is nou 'n Engelse koerant wat nou baie meer fokus op die godsdienstige aspek daarvan. Dis nou die Cape Times. En bo sy opskrif, bo in die linkerkantste hoekie staan daar controversie. Ja, dis 'n kontroversiële gebeurtenis hierdie. Dan sê Zuma's temple visit in India with AJ Gupta raises eyebrows. En ek sal nou wonder of daardie ambassadeur van ons wat daaroor sê, as hy van en naam en van kyk, wonder ek of hy nie 'n Hindoe is nie. Ja, jy weet nie. Ja. En ek wonder of hy dit nie die rede is hoekom hy nou so betrokke is daarbey nie. Maar kom ons lees hierdie, dit is nou nogal, hier mens baie meer agtergrond van die godsdienstige opset hierso en hoe Zuma nou agter die Hindoeïsme afgodediens aanhardloop. Kyk daarso, daar is nou die prent van al die mense wat daar staan, en onder die prent staan nou former President Jacob Zuma pictured in India with AJ Gupta and spiritual leaders. Daar in die prent is sommer nou 'n hele ry geestelike leiers. Een prent van, of een persoon is AJ Gupta en al die geestelike Hindoe leiers, en daarachter is nou in die tempel met die Hindoe skrif ensovoorts. Nou as mens die brug lees, sê dit hierso, former President Jacob Zuma has been photographed at the Hindoe temple, van alle plekke, ne? In Haridwar, northern India, alongside AJ Gupta, one of the Gupta brothers accused of playing a central role in South Africa's state capture scandal, reigniting questions about Zuma's relationship with a controversial family. Zuma travelled to Uttarakhand in late June, dis nou net laas maand, ne? Where he was seen offering prayers at the Zirpith Sri Dakshin Kali Mandir in Haridwar. Soos hy het gegaan om daar te gaan bid. Ek dacht, hy is miskien 'n Christen of 'n halwe Christen of iets, lyk my hy is Lyk my nie so nie om. Indian media reported that he was accompanied by AJ Gupta, who was described as a disciple of the ashram, as well as the Africa's High Commissioner in India, Professor Anil Suklal. Ja, Anil Suklal, klink my baie Hindoe-agtig. Indies en Hindoe-agtig daar. En AJ Gupta is 'n disciple van hierdie tempel godsdienst daar. The presence of both men has attracted scrutiny, particularly because AJ Gupta remains a fugitive from South African authorities. Dus hier gaan een van ons leiers daar, politieke leiers, en gaan ontmoet nou hierdie skelm daar. Speaking to Indian news agency ANI, Niranja Jani Akara Manda Leswar Swami Kailashanamant Giri, the spiritual leader who hosted Zuma, said it was former president's first visit to Haridwar. Ja,
Daar is 'n vreeslike lang naam, maar as jy sê Swami, dan weet jy dit is nou daar 'n Hindu geestelike leier. He said Zuma traveled from Delhi to Singapore before proceeding to the temple to receive blessings. Nou, Is dit finansiële blessings of is dit nou geestelike blessings? Wat se tipe blessings is dit? hy het seker daar, van Ajay Gupta van National Blessings ontvang en in die tempel geestelike blessings, maar tot watter mate help die geestelike blessings, weet ek nie. Dis, Ek vra maar net, want miskien het hy gegaan om nou sy nuwe party bietjie te ondersteun, jy weet? Van al die biljoene wat hulle hier weg. dit is 'n baie sterk moontlikheid daar. En ek seker daar's befondsing wat hom ondersteun hierson nou. Ja, absoluut. Zuma used the occasion to make political remarks, telling reporters he remained confident of returning to power. Hy wil nou kom die eerste minister word. He said he believed he would win future elections because the people of God had stood by him. Kan jy dit glo? Nou wonder ek, wie is die people of God en watter God praat hy van? 'n Hindu God, 'n Christelike God, 'n ware God, 'n valse God, 'n afgod of wat se God? Dit is eintlik baie, baie erg, né? Sure. Let's say he has attended this annual event for many years, dating back to around 2012, and has a long-standing relationship with priest Abnifav Angambutoth, he said. Soos amper 15 jaar, 24 jaar, gaan hy elke jaar om daar by die afgode diens te doen en die afgod daar te aanbid. Kan jy dit glo daarson? While the MK party has portrayed Zuma's visit as a private religious engagement, Ajay Gupta's appearance in India raises fresh questions because his whereabouts have remained largely unknown to South African authorities in recent years. So ek het nou gewonder, dat jy hierdie prentjie nou sien, hoekom sal hulle dit op sosiale media plaas en op die internet sit? Dit wys dit dat hulle is nie meer geplan nie, dat hulle dink niks gaan gebeur nie, want hy is nog steeds 'n fugitive, hy het weggehardloop, verstaan, vir baie spesifieke redes, so hoekom sal hulle nou net so blaatant op en bloot? Ek wonder. Ja, ek dink dit is 'n hardkoppigheid. Hulle dink Suid-Afrika kan niks aan hom doen nie. Miskien is ons te hopeloos, te swak om iets te doen. Nee, is baie erg, man. Sure. Dan eindig hy af en sê, unlike his brothers Atul and Rajesh Gupta, who were arrested in the United Arab Emirates in 2022 and became the subject of South Africa's extradition efforts, Ajay Gupta largely disappeared from public view. Maar nou weet ons waar is, dan moet ons hom gaan vang daarso. Ja. Maar ek dink as hy hopeloos daarvoor. International reports have repeatedly described his location as unknown, while the legal proceedings involving his brothers continued. Kan jy glo? Kan jy glo? Ai, Nou hier is iemand wat sê, nou al die skade kry ons dada, nou wel nada. ai, Dit blyk egter dat die pelgrims trio vriende in hoë plekke het. Ajay Gupta is glo 'n amptelike disipel van die tempel wat sin maak. Daar's immers min mense wat die kuns van alternatiewe, ag nee, dit is 'n woordspeling oom. ja, Alternatiewe finansiering. En die soos hy aanbid by die altaar, alternatiefelike altaar. En die wonderwerk om miljarde rande spoorloos te laat verdwyn, so goed soos hy en sy boeties bemeester het. Sjoe. Ja, Pas op vir karma, Vader Jakob. Zuma het op belasting betaalbare koste by die tempel gaan bid, vir steun in die plaaslike verkiesings. Het tot die gevolgtrekking gekom dat hy gaan wen, omdat Godse mense saam met hom is. op ons belasting onkoste, Kan jy het gaan glo, aanbid hy afgodediens daar. Maar het blyk nou dat Vader Jakob en sy mede-pelgrims hul teologiese navorsing by die huis vergeet het, toe hulle so vroom gaan kniel het by die Dakshin Kali tempel. Die ligte ironie is dat hierdie eksklusiewe staatskaping reunie plaasgevind het in die heiligdom van die godin Kali. In die Hindu mitologie is Kali nie sommer enige godheid nie, sy is die vele vernietiger van die bose, die ego, korrupsie en gierigheid, wat dalk visioene van karmiese uitwissing eerder as oorwinning oproep. Ai, ai,
In 'n verdere argeologiese ironie kan Vryburger ook onthul dat die tempel gebou is op 108 menslike skedels. Oh, Dan dalk 'n goeie plek vir 'n reunie van kalfakters wat graag op die koppe van gewone mense trap om hulle eie sakke te vul. ai. So ja jong, al wat ek weet is wat die saai gaan die maai oom. En nog iets wat by my opkom is, hy noem nou daarso, nee, die mense van God is agter hom. Maar hy het ook gesê, so klompie jare gelede toe hy nog president was, dat hy gaan president bly totdat Jesus terugkom. Onthou hom dit? En die ANC sal aan bewind bly Ja. dat Jesus terugkom, ja. So, Baie goed, ja, was nogal sokkend. Sy voorspellings is nie so, dra nie veel water nie. Dit is seker die afgod en die afgode diens wat hom so verward gemaak het. Ja nee, kyk. Jong, om nou te gaan na 'n heel ander onderwerp, ook iets baie interessants nogal, en dit is van 'n kerklike opset in Amerika. Nou kyk hierdie brug, daar is die opskrif hoof van die skrywer, Asbury Theological Seminary. The whole Bible for the whole world. Dis nogal 'n mooi byskrif nie? Ja. Die hele Bybel vir die hele wêreld. Klink baie evangelisties. En nou is die opskrif daarso, Asbury Theological Seminary addresses recent United Methodist Church decision. Asbury Theological Seminary, a multi-denominational evangelical seminary, ja, evangelisch oriënteerd, né? Rooted in the Wesleyan tradition and serving over 75 different denominations, has been informed that the University Synod of the United Methodist Church, UMC, has decided to remove the institution from the list of approved schools of theology for the preparation of candidates for ordination in the United Methodist Church. Soos nou word hulle afgehaal van hierdie methodiste kerkgroepering. Nou, daar is 'n hele paar methodiste groepering in Amerika, en van hierdie word hy nou afgehaal. Hulle aanvaar nie meer predikante van hierdie Asbury Theological Seminary. Sure. Asbury Theological Seminary was first approved in 1946 by the Methodist Church, 80 jaar gelede, one of the predecessors bodies of the UMC, to educate those seeking ordination. Beginning in 1981, Asbury Theological Seminary received approval from the United Methodist Church for the education of candidates for ordained ministry. The following statement is from Dr. David F. Watson, president of Asbury Theological Seminary. En ek gaan maar hier so sekere stukke lees, dat sê nou verder so. The Senate's requirement, the Senate of van die kerk daar, particularly those related to the UMC's 2024 social principles concerning human sexuality and marriage, are not aligned with Asbury's Theological Seminary's institutional ethos and the historic witness of the Christian faith. We, en hy praat nie so as rector daar van Asbury Theological Seminary, we affirm marriage as sanctioned by God, which joins one man and one woman in a single, exclusive union for life, as delineated in Scripture, and provides the sole context for sexual intimacy, helping to ensure the blessings of that relationship as God intended. En dis waar die twistpunt gaan, die Methodiste kerk, hierdie groepering, aanvaar gay huwelike, gay predikante, maar hierdie opleidings, die logiese seminarie, nie. Ja. Nou wil sê, julle is nie meer, ons aanvaar julle predikante nie. Soos dis nou die teenoorgestelde, gewoonlik by die seminariums word al die liberale skefheid word daar uitgekook en uitgebore. En dan kry die kerke nou maar die predikante wat al hierdie nonsens geleer is. Ja, hier is die teenoorgestelde. Hier kry hulle nou skrifgetroue predikante, en nou wil hulle nie hê nie. Our theological commitments, including our commitment to Scripture, remain unchanged. As an independent, multi-denominational seminary in the Wesleyan tradition,
We have remained steadfast for more than a century in teaching the unchanging truth of Orthodox Christianity. De unchanging, onveranderlike waarhede van orthodoxe Christelijkheid. Ken dat, nie? Our mission and values are the same today as they have been for more than a century. We value a long history of serving United Methodist students and churches, and we are grateful for decades of partnership. Today, more than 4,000 living Asbury Theological Seminary alumni affiliated with the United Methodist Church are serving or have served faithfully around the globe. We love and respect our United Methodist students, alumni and faculty, whose presence has enriched our community for generations. We pray for God's continued blessing on them as they minister faithfully across denominational lines. Sure. Ja, né? Soos hier word die behoudende seminarium nou uitgeskop, terwyl die Methodiste kerk al hoe meer en meer liberaal. Daar is natuurlik ook konservatiewe stromminge ook. Nou, op daardie het ek vinnig gaan soek, en ek het gewonder, wat is hierdie, dis die eerste keer dat ek hoor van die United Methodist. Ek gewoond dan in die normale, hierdie Methodiste kerk. En toe vraag ek vir Google gou van, wat is die verskil tussen die United en die normale Methodist Church? Dit sê so, the UMC, or the United Methodist Church, has adopted a more liberal theological position, affirming same-sex marriage and allowing LGBTQ plus individuals to be ordained as pastors. In contrast, more conservative or independent Methodist bodies like the newly formed Global Methodist Church adhere to the traditional interpretations of marriage. En dan as jy verder aflees, het praat dit ook van hulle is baie oop vir enigiemand kan deelneem aan enige iets en hulle glo in freely available grace. Ek wonder of hulle glo seker nie met sonde, hulle predik nie seker nie, bekering en sonde en die oordeelsdag en die tweede koms nie. Almal gaan maar so in die hemel inkom, wat ook al. Ja, nee, baie pas op met sulke valse teologie. Nou het ons hier so een, die NG Kerk. Ja. Daar is spanning. Maar ons hoop Moreletta sal thuiskom. En dit is geskryf deur Johan Eybers. Ok, so nou weer terug by ons is nou terug by die NG Kerk. Park NG Kerk. Ons het ons laasweek bietjie daarna gekyk. Ja, maar julle ruk al ja. En so kom ons kyk wat sê dit hierso. Die oostelike sinode van die NG Kerk sê hy wil met die Moreletta Kerk in gesprek bly. Ondanks 'n teleurstelling dat hy 'n rapport moes lees dat die gemeente die waters onder sy lidmate toets oor sy verhouding met die kerkstrukture. Rapport het verlede Sondag berig, meer as 90% van die respondente in die Moreletta Kerk se peilings het glo wel ongelukkigheid met die NG Kerk te kenne gegee. Dr. Johan Botha, uitvoerende amptenaar van die oostelike sinode, sê die sinode weet nie hoeveel lidmate aan die peiling deelgeneem het of presies watter vrae aan hulle gestel is nie. Dit was egter vir ons teleurstellend dat sekere belangrike inligting oor die gemeente se interne prosesse in die openbare domein onder ons aandag gekom het, sê hy. Die oostelike sinode se styl is om met mekaar te praat, nie oor mekaar nie, en beslis nie eers deur die pers nie. Dit is goed, maar dan moet dit van al die kante af gebeur, né? Dit help nie, dit kom net van die een kant af nie. Absoluut. Dominee P.C. Pretorius, hoofuitvoerende leraar van die Moreletta Kerk, het vroeër aan rapport bevestig dat die gemeente op sy jaarlikse familievergaderings temperatuurtoetse onder lidmate gedoen het. 'n Oorweldigende meerderheid van die lidmate het aangedui dat hulle ongelukkig is met die strukture van die groter kerk, het hy gesê. Pretorius het beklemtoon, dit was nie 'n amptelike stemming nie, maar peilings om die sentiment van die gemeente te toets. Volgens Pretorius het die Moreletta genoop om met 'n interne proses van beraadslaging en besluitneming binne die Moreletta Kerk te begin, oor die gemeente se assosiasie met die NG Kerk. Botha sê, die sinode is reeds sedert 2019 in gesprek met die leierskorps van die Moreletta Kerk oor hul belewenis van onrus en vervreemding binne die groter NG Kerk verband. Hierdie gesprekke het die afgelope 18 maande verdiep en was daarop gemik om te luister, helderheid te verkry en saam te onderskei of daar steeds 'n verantwoordbare pad van saamwees moontlik is, sê hy. Botha sê die Moreletta Kerk, wat lankal nie meer die grootste gemeente in die NG Kerk is nie, is steeds 'n gemeente met lang geskiedenis en 'n betekenisvolle bediening. Die oostelike sinode se deur bly oop vir verdere gesprekke en hulle hoop dat die Moreletta Kerk kerklik tuis sal kom binne die verband van ring en sinode. Kyk, hulle
sal nie baie gelukkig wees as hulle besluit om af te sny nie, né? As 'n groot kerk is baie mense en dis nie net die werklikheid nie, maar dis die simboliese betekenis daarvan ook. En as dit moet gebeur, mens weet nie as dit gaan gebeur nie, of wat die toekoms inhou nie, maar as so iets sou gebeur, gaan dit 'n baie spesifieke presedent skep vir ander kerke om miskien dieselfde rigting te gaan. Maar daar gaan ook 'n baie spesifieke getuienis wees Ja. vir Bybelse waarheid daar. Terselfdertyd ontken ons nie dat daar oor tyd spanning, verskille en misverstande opgebou het, wat eerlik gesprek noodsaaklik maak nie, sê hy. Dis nie bekend presies hoeveel lidmate Moreletta deesdae het nie, en ook nie hoeveel van hulle aan die peilings deelgeneem het nie. Die syfers van die gemeente se getal, beleidende lidmate en dooplidmate word nie in die kerk se jongste jaarboeke aangedui nie. Pretorius het nie verlede week op rapport se vrae daaroor geantwoord nie, en Botha ook nie. Dit gaan goed met die oostelike sinode se gemeentes, ongeag die grootte van die gemeentes en die plekke waar hulle geleë is, het Botha gesê. Pretorius het ook nie geantwoord op rapport se vraag of onafhanklike voortbestaan buite die NG Kerk 'n opsie is, wat die Moreletta Kerk oorweeg nie. Moreletta se verhouding met die NG Kerk se breër strukture is al sedert 2019 gespanne, onder weer weens die algemene sinode se 2019 besluit dat gemeentes self kan besluit of hulle gay lidmate in selfde-geslagsverhoudings wil erken of nie. En nee, daai is 'n groot ding, hè? En dis nie die enigste ding wat hulle gesê het jy self mee kan oor besluit. Jy sien, kyk soos met hierdie Asbury seminarium, selfde groot issues daar as so, né? Ja. Hierso is as die gemeente nou skrifgetrou behoudend en die streekse node nie, meerdere streekse node is baie liberaal. Kyk, gebeur die wêreldwyd, né? Jy kan sien die wye pad en die noue pad wat mense begin loop. Rapport het destyds berig dat die Moreletta Kerk dit oorweeg het om die oostelike sinode te vra om in sy geheel uit die NG Kerk te bedank, uit protes teen die kerkverband se liberale neigings. Die Moreletta Kerk het destyds ontken dat hy ander gemeentes wou vra om saam met die kerkverband weg te breek. Later het die Moreletta Kerk, wat homself destyds as 'n evangelies behoudende gemeente beskryf het, 'n spesiale beraad gereël, waar behoudende lidmate, leraars en gemeentes van oor die land heen genooi is om oor die NG Kerk se toekoms te praat. Evangelies behoudende, evangelies behoudende, ons het meer sulke evangelies behoudende gemeentes nodig aan hierdie land. Pretorius het verlede week gesê dat die Moreletta Kerk se formele proses is nog nie afgehandel nie, en dat dit in hierdie stadium voortydig sou wees om verdere besonderhede bekend te maak. Ons eerste prioriteit is om die proses ordelik en deursigtig saam met ons lidmate te voltooi, het hy gesê. Ja, baie mooi. Hulle stap 'n stadige pad met hulle gemeentelede, ek wil amper sê, gedienstig, geduldig, gedwee. Ken jy daardie term? Jy ken dit ook van daardie gedig daar, nie? Met hulle gemeente, van die gemeente saam met hulle, so daar so min as moontlik wrywing en verspitsing daar kan wees daar. Ja, nee, is alle sterkte daaraan. Daardie dominee Pretorius, ek het hom al ontmoet, al baie gawe jongman, sterkte daar met hulle optrede. Nou dit is so ene, en dit is nou ook terugvoer oor Moreletta Park se optrede. Dit die opskrif hier so is Moreletta se peiling verdiep net verdeeldheid in die kerk. Ja, die liberale sien dit as verdeeldheid en die behoudende sien dit as jy maak 'n getuienis van die waarheid. En hier is nou 'n brief geskryf deur Janie Pelser van Kreeusdorp. En hy sê, die onlangse Kyknet dokumentêr onthul, so skeer Susterskerke het opnuut 'n pynlike kolle geplaas op die diep ideologiese breeklyne binne ons tradisionele kerke. Vir die sekulêre kyker en selfs vir die gelowige aan die kerkbank is die boodskap duidelik. Die kerk is in 'n eksistensiële krisis. Sommige deelnemers aan die program het selfs opgemerk dat die kerk klaar geskeur het. Ja, wie se skuld is dit? Mense, as die kerk onbybels raak, dankie tog. Daar is behoudenis wat wil hervorm en soos die hervormers opstaan vir die waarheid. As lidmate van die gemeente tradisie weet ons dat ons voortdurende selfondersoek in ons DNA ingeweef is. Ons is immers Ecclesia Reformata, Semper Reformata, 'n gereformeerde kerk wat altyd moet hervorm
en vra of ons die skrif reg interpreteer. Maar daar's 'n dowwe lyn tussen heilige selfondersoek en kragtelose selfondergrawing. Mense verskillende perspektiewe. Wat is selfondergrawing en wat is heilige selfondersoek, né? Kyk maar na die debatte wat tans woed. Dit handel oor presies dieselfde kwessies wat al dekades lank op synodes, in vergaderings en in die media herkou word. Skrifgesag, die vrou in die amp en selfde geslagverhoudings. Die kerk handel nie sake af nie. Ja, maar dat is elke keer 'n nuwe liberale stroom. Ek wil amper sê wat die duiwel inbring daarso om onbybels te raak. Die ding is dit, wat gaan die vyand doen? Want hy hou nie van die kerk nie. Hy hou nie van waarheid nie. So, hy moet oneenigheid saai. Ja, Die beste manier om oneenigheid te saai is, vat dit weg wat die kerk op gefondeer is. Dis die woord van God. Bring valsheid in. So nou, die nuwe teoloë, en dit wat hulle geleer word in elk geval, is dat die Bybel is nie, jy kan nie dit gebruik as die autoriteit van waarheid nie, want daar is nie eers so iets soos eintlik die waarheid nie. Jy het jou waarheid, ek het my waarheid. Die waarheid is relatief. Ek onthou, ek het my doodgeskrik die dag, want ek was nog 'n kind gewees, en ek onthou die teoloog van die NG Kerk, ek kan nie presies sy naam onthou nie, wat oor die radio gesê het, waarheid is relatief. En ek vra toe my pa, wat is relatief? En ek weet nie wat die woord relatief beteken. Ek vra my pa, wat beteken relatief? My pa skud net sy kop, hy sê, my kind. En hy verduidelik my toe wat relatief beteken. Ek sê, waarheid is relatief? Nee, ek is 'n kind. Nee? Hoe kan waarheid relatief? Dit maak nie sin nie. Ja. En, maar dit is wat hulle geleer word. Verstaan, so, en as dit in die kerk insypel, dan sal oneenigheid, want nou het jy nie meer 'n fondasie nie. Ja, die kalwe die fondasie weg. Né? Pleks dat daar vordering in die gesprek is, word kosbare koninkryk tyd en energie gewy in die vraag of gemeentes nog met die groter kerkverband geassosieer wil wees of nie. 'n Sprekende voorbeeld hiervan is die onlangse stellings uit die NG gemeente Morita Park, 'n prominente en merkwaardige gemeente in die oostelike synode. Daar word beweer dat tot 90% van sy lidmate nie meer tuis voel in die NG Kerk nie. Dis nie 'n geval van die tuis voel nie. Hulle kan nie assosieer met dwaalleerlinge nie. Ja. Maar as 'n buitestander en kritiese leser moet 'n mens vra, waar kom hierdie statistiek vandaan? Hoe groot was die steekproef? Die sogenaamde temperatuurtoetse? Wanneer is die navorsing gedoen? Wat was die aanleidende oorsake en hoe is die gemeente op hierdie vraag voorberei? Wel, is 'n ding wat al jare aankom. Hierdie Janie Pels is seker of onbewus ouwe, of hy homself van self is doof om nie te weet wat aangaan nie. Om sulke ingrypende syfers sonder deursigtige verduideliking of metodologie in die openbare sfeer los te laat, dien slegs om die polarisasie te verdiep. Maar die polarisasie bestaan al lankal, is nie nou wat ewe skielik nie, né? Die stroombriewe wat die laaste tyd in die media en op kerklike platforms verskyn, onderstreep hierdie krisis. Aan die een kant is daar die moedelose stemme van behoudenis wat voel die kerk in sy teologiese ankers verloor. Maar die word getref deur die toenemende, byna desperate pleidooi van lidmate wat vra waar die deernis van Christus in hierdie magstryd is. Jy sien weer die liefde, die deernis van Christus, ja. Die deernis van Christus, ja. Maar Christus kom ook as 'n regter om te oordeel, né? Jesus se deernis wat is die beste voorbeeld in die hele Bybel is Jesus. Ons gaan kyk na Jesus se lewe. En Jesus het deernis gehad uit liefde bewys vir mense, maar wat het vir hulle gesê? Gaan en sondig nie meer. Presies, draai om, bekeer jouself. So, en wat het Jesus gedoen met die vyeboom? Toe hy daar so kom in die vyeboom en is net blare en as die vrugte. Ja. Kap hom uit. Toe sê Jesus vervloek is, Jesus het hom vervloek. Ja. En die vyeboom die volgende dag toe hy verbyloop, toe is hy dood. Ja. Toe is die boom dood. Ja. Nee? Dis dieselfde Jesus. Hy het die vrugte van die Gees gedra nie. Mense mis die Jesus wat die sweepvlag en die mense uit die tempel uitjaag
En al wat hulle wil raak sien is net die Jesus wat mooi is. Hulle skep hulle eie Jesus, wat hulle nie die skep- ware Jesus is. Om met 'n baie belangrike punt, hulle skep hulle eie prentjie van wie Jesus moet wees in hulle En hulle gedagtes. eie prentjie van die waarheid, relativisme, so jy nou oor gepraat het nie, alles is relatief daar, en daar's niks bestandhoudend. Sure. Ai, dit is erg. Johannes 17 is onopwonde oor die eenheid van die kerk. Dit is nie 'n opsionele ekstra of 'n strukturele leksheid nie. Dit is 'n opdrag sodat die wêreld kan glo. As ongelowiges en buitestanders die integriteit van kerklike leiers en amptdraers in twyfel trek weens die kerk se morele standpunte, is dit een ding. Maar as die kerk homself van binne kragteloos maak deur 'n nimmer eindigende interne binnengeveg, steur ons onsself op irrelevantie af. Om selfs te suggereer dat die kerk klaar geskeer het, is pynlik en betreurenswaardig. Daarvoor is daar net een uitweg: grondige bekering. Ai. Ja, dis waarheid. Mense moet bekeer, van wat oom? Ja, maar dit is juis die behoudenis wat voorstaan bekering. Nou praat hulle hier so as 'n liberale oor bekering, né? En om te suggereer die kerk het klaar geskeur, dit is die feite. Een groep is totaal liberaal daarso en onbybels. Wat verwag jy dan nou daarso so? Die dringende vraag wat elke kerkraad synode en lidmaat hulle vandag moet afvra is inderdaad, waarmee is die kerk besig en waarmee behoort die kerk besig te wees in ons wêreld? Terwyl ons beklei oor kerkregtelike tegniese puntjies en morele koppeltellings, bloei 'n stikkende Suid-Afrikaanse samelewing wat smag na hoop, morele leierskap en tasbare deernis. Dit is tyd dat die kerk ophou om sy eie graf te grawe, sy interne verlamming deurbreek en weer die hande en voete van Christus in die markplein word. Jy weet, ek wonder, en met alle respek teenoor Janie Pelser, wanneer laas het hy die Bybel gelees? Hy het seker lank al, maar as jy die Bybel nou lees, die Bybel is redelik duidelik, en jy hoef nie 'n teoloog of 'n filosoof te wees om dit te verstaan nie. Jy kan die basis beginsel verstaan. Ja. Nee? Wat is reg en verkeerd? Wat is waarheid? Ai, ek verstaan dit nie mooi. Nou, hier is nou 'n antwoord op dit. Ja, Sê so, nee Janie, die kerkstryd gaan nie oor beselagtighede. En dis geskryf deur Dominee Dawie de Wet van die Strand. Okay, dankie aan Dominee Dawie wat nou die pen opneem en die mense bietjie reg help wat so op 'n dwaalspoor is. Hy sê so, as ek Janie Pelser reg verstaan, is hy erg gefrustreerd in Bruletta Park se peilings wat wys sowat 90% van die gemeentelede voel nie meer tuis in die NG Kerk nie. Hy bevraagteken die hele proses wat Bruletta gevolg het en dui dan die oorsaak van al die probleme in die kerk aan. Hy meen die sondebokke is die moedelose stemme van behoudenis, wat voel die kerk het sy teologiese ankers verloor, en doof is vir die byna desperate pleidooie van lidmate wat vra waar die deernis van Christus in hierdie magstryd is. In sy denke beklei die sogenaamde behoudenis oor kerkregtelike tegniese puntjies en morele koppeltellings. Daarmee verwoord hy die ideologie van maatskaplike geregtigheid se siening oor die weerstand daarteen in die kerk. Almal wat nie met die tydsgees van wokeness saamstem nie, word stereotyp as die onderdrukkers in die kerk gesien. Ou wit mans wat terughinker na apartheid, toe hulle die mag gehad het. Daarom moet hulle gekanselleer en onplatform word. Ja, ek is 'n ou wit man wat 50 jaar gelede gelegitimeer is, maar wat beslis nie in die woke stereotype pas nie. Ek was een van 123 gelegitimeerdes wat in 1982 in 'n oop brief aan die kerk gevra het om te herbesin oor die steun aan die apartheidsbeleid, want 'n stelsel wat op die onverzoenbaarheid van mense gegrond is Bybels onhoudbaar, net soos wokeness vandag. Baie belangrike punt hierdie, né? Die reaksie destyds daarop is geskiedenis, soos ook wie reg bewys is, die 123 beswaardes of die NG Kerk se beleidmakers. Die behoudenis vandag is beslis nie moedeloos nie, al word ons alle wokeness so ver moontlik gekanselleer en platform. Nee Janie, dit gaan nie vir die behoudenis oor kerkregtelike tegniese puntjies en morele koppeltellings nie. Al wat jy dit so laat lyk. Dit gaan oor die waarheid van die woord van God en die opdrag wat die vleesgeworde woord self aan sy kerk gerig het, om van alle nasies disippels van hom te maak. Dit gaan oor die waarheid van God en om disippels te maak. En Janie Pelser mis daardie punte heeltemal. Hy, Jesus, alleen is die hoof van die kerk.
En die getuienis daarvan is die rots waarop hy sy kerk bou. Dit is waarmee die kerk besig moet wees. Die wêreld smag eerstens na die boodskap dat Jesus almal wat in hom glo van sonde bevry. 1 Timoteus 1 vers 15. Dit is die voorbeeld van die Here Jesus. Toe vriende 'n verlamde op 'n draagbaar deur die dak tot voor Jesus laat sak, sê hy: "Jou sonde is vergewe." Tot groot skok en veroordeling vir die destydse moderamen, daarna genees hy die man. Waar vergifnis van sonde verkondig en geglo word en mense tot bekering kom, daar word ook na die nood van mense omgesien. Ja, Jannie, dit is tyd dat die kerk ophou om sy eie graf te grawe, sy interne verlamming deurbreek en die verlossing uit sonde deur die kruis van Christus weer sigbaar en hoorbaar op die markplein maak. Baie goed geskryf, baie goeie punte hierso aangehaal, ons sê baie dankie. Dominee David de Wet. Ek het letterlik my vrou gesels oor dieselfde punt, wat sy genoem het, die man word deurgesak, hy is verlam, en Jesus se woorde aan hom is, die sondes is vergewe, gaan nie sondig nie meer nie. So Jesus het sy geestelike genees en sy fisiese. En ons as kerk se doel is nie net daar om mense fisies te gaan help en kospakkies uit te deel nie. Ons is daar om hulle te sê hulle moet bekeer van sonde. Maar as jy nie meer glo in sonde nie, is dit 'n probleem. Ja, nee. Anything goes en sonde word nie aangespreek nie, daar's die bekering nie, want almal is welkom. Die groot tent, almal is welkom en daar's geen verskil nie. Sure. Ja, jong, om by hierdie bespreking nou aan te pas, is hier so 'n baie interessante artikel in die papierkoerant. En dis 'n godsdienstartikel en die bo staan daar aktueel en heel bo links staan daar dink aktueel. En as jy eerste keer laat my so 'n lang brug lees wat godsdienstig georiënteerd is. En die opskrif daar is so, waarheen gaan 'n hawelose Christen? Vraagteken. Soos 'n Christen wat nie 'n hawe het nie, wat nie tuis is op 'n plek en 'n kerk waarheen gaan hy? En dit is geskryf deur Peacock, Jacques Peacock, en daar staan onder, hy is 'n leser van Alberton, soos hy is nie 'n rubriekskrywer van die koerant of wat ook al nie. En hier het my nogal geraak, en ek gaan hier so 'n paar plekke lees daar, dit sê, hy skryf, ek kyk onlangs na 'n program op Kyknet oor die kwale en verdeeldheid binne Afrikaanse susterskerke. Ek is sommer dadelik omgekrap. Verskillende mense was omgekrap oor verskillende redes daar, né? My opval in die episode is die absolute vasberadenheid waarmee die leraars hul standpunte verdedig. Vir enig iemand wat die episode gekyk het, sou dit duidelik wees dat die kerk, in aanhalingstekens, soos baie dit noem, nie altyd 'n plek van verwelkoming, aanvaarding of medemenslikheid is nie. Dit is politiek. Ja, ek het in die kerk groot geword. Eers hervormd, toe NG. Toe het ek 'n megakerk probeer. Daar het ek gou agtergekom, dit is nie vir my nie. Ek verkies stilte en refleksie. Nie noodwendig 'n weeklikse review nie. Waarheen gaan 'n hawelose Christen dan nou? Ek bieg wel dat ek jare laas in 'n NG Kerk was. Ja, en hierso is as jy nie kerk bywoon nie, dan verloor jy koers, jy verloor rigting. Jy is oor die bekende draadsetery wat sommige sal beskou as dubbelstandaarde, as ek kom by diegene wat die banke vol sit, maar welig gebooie oortree. En dit is hier waar die rekenkunde nie meer klop nie. Elke keer dat 'n bank 'n standpunt bo lidmaat kies, verloor dit nie net 'n argument nie, maar ook 'n plek in 'n bank, wat al hoe leer raak. Ongelukkig het die meeste van, in aanhalingstekens, van die susterskerke 'n beeld van uitsluiting geword. En dit het my getref. 'n beeld van uitsluiting. En ek dink weer eens, hierdie is 'n ernstige misverstand deur mense wat nie hulle Bybels lees nie. Lees eers jou Bybel, vergewis jou wat is die evangelie.
die evangelie is nie op uitsluiting nie, die evangelie is daar om almal te nooi. Maar daar's 'n standaard, jy nou verwys daar, so die persoon wat nie die kleed het nie, né? Ja. Jy moet jy van die sonde af bekeer. En anders is daar duidelike uitsluiting. En die kerk het 'n verantwoordelikheid om 'n boodskap te preek van uitsluiting vir die wat nie bekeer word nie. En die hele siening van kerk vandag is almal is welkom in die ry en mens, almal kan kom, come as you are, ja is mooi, but you can't stay as you are. En dit voeg hulle nie by nie. Ja. Alright. Dan gaan hy aan, gewoonlik is die meerderheid van die kerke egter faalhoud, want mense soos ek durf nie die binnekring betree nie. Weereens 'n valse begrip van wat kerk en kerkwees is. Die kerk is hospitaal vir sondaars, maar om jou te genees van sonde, né? Oi. En toe ek hierdie lees, kon ek nie help om op te dink aan 'n hele paar teks, nou is baie, maar die een wat ek aan gedink het is die een daar in Matteus. Kom ek 'n bietjie hierso lees vir die kykers daar, né? Lees bietjie Bybels. Matteus 7 vers 19 tot 23 met die 84 vertaling. En dit sê so: elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Sure. Ja, dit is die uiteinde as jy nie vrugte dra nie, vrugte van die gees, nie. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemel is. So onmiddellik as 'n afsluitpunt, né? Jy kom nie in, jy moet die wil van die Vader doen, jy moet in die Bybel lees, wat is die wil van die Here? Baie sal daardie dag my sê, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie? Sure. Ja, né? Deur U naam duiwels uitgedryf, en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Sure. Dis harde woorde. Dis baie harde woorde, maar dis direk. Dit klink vir my asof dit baie uitsluitlik is. Hy sluit uit al die sondaars, jy moet die bekeer. Uitnodiging vir almal. Kyk jy Matteus 28, daar steek vers. Almal moet uitgenooi word, maar daar's 'n standaard, daar's 'n beginsel, daar's 'n waarheid, jy moet die Here volg en sy wil doen daar. So Jacques het hierso nou gesê, dat jy weet, hy is op soek na 'n kerk, wat 'n kerk moet hy nou gaan? Want die kerke wat hy nou sien, is maar bietjie uitsluitlik. Ek sal sê, voordat hy kerk soek kom, maar dis nou 'n lang tyd wat hy mos nou nie kerk toe gegaan het nie. Voordat hy kerk soek, miskien moet hy eers sy Bybel bietjie oopmaak. Absoluut, lees dit En nie. lees, voordat hy gaan rondsoek in een van hierdie, ek wil nie sê nonsenskerke, maar een van hierdie kerke wat nie glo in enigiets nie. Ja. Want dit help nie, jy gaan na 'n kerk toe en hulle glo niks nie. Ja, Jy's maar net daar's 'n social club. hulle glo in happy clappy. Ja, maar dit is 'n social club, is 'n klub, soos in ek kan, Sosiale klip, presies. dit is nie wat 'n kerk is nie. So, voordat hy soek na 'n kerk, maak jou Bybel oop en lees dit vir wat dit is. Nie jou eie siening nie met jou eie bril nie. Bid dat die Heilige Gees dit vir jou duidelik maak. En dan sal jy die waarheid sien en dan gaan soek jy vir jou vir 'n kerk. Presies. Dan sal jy by 'n regte kerk uitkom, Ja. en die Here sal jou lei. Ja, Maar dit is die eerste stap, is jy moet jouself die Bybel oopmaak. ja. En dan gaan jy die waarheid kry om. En kyk, wat is die goddelike boodskap? Absoluut. En daar's genoeg kerke wat die goddelike boodskap glo. Ja, nee. Die Heilige Gees sal jou lei. Ja, ai. Agter kykers, ons tydjie is klaar. Daar is ook ons boodskap aan u. Bestudeer u Bybel. En as jy ongelukkig is in die gemeente, soek 'n gemeente, soek 'n kerk wat die waarheid volg. Daar's oor genoeg sulke kerke in elke omgewing. Mag die Here u seën. Totsiens, tot volgende week.